In die bulletin, motoriste moet hulself staal vir verhogings in brandstofpryse vanaf middernag en Eben Etzebeth terug op die veld. Goeiemiddag en baie welkom by Pretoria FM se visuele nuusbulletin op hierdie Dinsdag die 31ste Maart. Ek is Esmarie Eysel. Suid-Afrikaanse motoriste moet hul gordel stywer vastrek vir 'n beduidende styging in brandstofpryse vanaf middernag. Beide 93 en 95 oktaan petrol styg met R3.06, terwyl diesel met 'n swaal inhoud van 0,05% met R7.37 styg en diesel met 'n swaal inhoud van 0,005% R7.51 meer sal kos. Die groothandelprys van parafien verhoog tot R11.67 per liter. Die minister van Finansies Enoch Godongwana het vroeër vandag aangekondig dat die algemene brandstofheffing vir petrol en diesel tydelik met R3 per liter verminder sal word. Hierdie noodmaatreël tree ook môre in werking om die skok van stygende wêreldwye oliepryse weens die konflik in Iran te versag. Die DA in Gauteng beweer hartpasiënte sterf weens swak chirurgiese uitkomste by die kardiotorakale afdeling van die Charlotte Maxeke Johannesburg Hospitaal. Die party se skadu LER vir gesondheid, Jack Bloom, sê 'n senior chirurg het verlede jaar bedank uit protes oor wat hy beskryf as 'n gebroke stelsel, swak opleiding en die intimidasie van jong dokters. Bloom beweer die werklike sterftesyfer vir hartoperasies kan tot sowat 20% wees, ten spyte van amptelike syfers wat 'n verbetering toon. Hy sê dit dui op 'n moontlike toesmeer van probleme. The DA is most alarmed by the unacceptably high proportion of patients who are dying during heart surgery at the Charlotte Maxeke Johannesburg Hospital. We believe that there's a cover-up, and I've referred this to the health ombuds to make a full investigation of the cardiothoracic department at this hospital. Patients deserve the best quality care, and we aim to ensure that whatever problems there are uncovered and fixed, because we can't have a situation where people are dying because of bad management and other factors. Die saak is na die gesondheidsombud verwys vir 'n onafhanklike ondersoek. Die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, Tsakani Maluleke, het bevind dat die departement van verdediging nie sy eie wapentuig en toerusting behoorlik kan naspoor nie. Volgens die jongste 2024-2025 auditverslag kon talle bates in die departement se register nie gevind word nie, wat die gereedheid van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag en nasionale veiligheid in gedrang bring. Die departement het jaar na jaar nie relevante en foutiewe finansiële state ingedien en steeds onbehoorlike uitgawes aangegaan. Dit volg net voor die beplande ontplooiing van 2200 soldate van die SANW na misdaadgetuisterde gemeenskappe van môre af as deel van Operasie Prosper en die veldtog wat tot Maart 2027 duur en haar raming R823 miljoen sal kos. Thabang Lesia is die nuwe Vrystaatse polisiekommissaris en hy is tot luitenant-generaal bevorder. Hy volg Bahile Motswenyane op wat in Januarie afgetree het. Lesia het 39 jaar diens in die polisie en het sy loopbaan in 1986 as 'n studente-konstabel begin. Die aanstelling is in Bloemfontein deur die nasionale polisiekommissaris Fanny Masimola aangekondig. En die Suid-Afrikaanse slot Eben Etzebeth het sy 12-week skorsing vir 'n beweerde oogkrapvoorval voltooi en sal hierdie naweek beskikbaar wees vir die Hollywood Bet Sharks se uitdaagbekerwedstryd teen Connacht in Ierland. Die Sharks se onlangse oorwinning in die Verenigde Rugby Kampioenskap teen Cardiff was die laaste wedstryd gedurende sy skorsingstydperk. Etzebeth is kort voor die eindvletjie in die Springbokke se 73-0 oorwinning oor Wallis in November verlede jaar van die veld gestuur nadat beeldmateriaal gewys het
hoe hy sy duim in Wallace se flank Alex Mann se oog druk. Die Franse skeieregter Luc Ramos het Etzebeth met 'n rooi kaart gestraf. Dit was sy eerste rooi kaart in 141 toetse. En met Eben terug, dankie vir die saamkyk, altyd positiewe nuus ook om te deel. Jy moet 'n mooi aand verder hê en ons maak môre aand weer so.